Dis hom dramaties, indrukwekkend. Dis wonderlik en dit herinner ons daaraan dat Jesus het opgestaan. In hierdie tyd in die vroeë kerk dan het mense mekaar gegroet met die woorde Jesus het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Kom ons begin hierdie diens, ons aandeel daarvan met hierdie woorde van lied 578. Jesus wat my liefhet, Heer, laat my veilig by U skou. Dis nou 'n geweldige kontras tussen hierdie lied wat ons gehoor het en die woorde van wat in hierdie lied geskryf staan. Maar ek het dit doelbewus gekies want ons gaan nou lees vanoggend van die disippels wat met die opstanding van Jesus Christus nog nie regtig die boodskap gekry het nie en daarom eintlik met 'n klomp vrees alleen saam met mekaar in 'n kamertjie wegkruip. So wat ek vra is terwyl ons hierdie lied sing, kom ons erken dit teenoor mekaar dat hierdie lewe baie keer vol bedreigings is, vol vrese is, dat ons baie keer maar baie onseker is van wat ons moet doen en hoe ons moet optree en hoe ons die situasies waarin ons is gaan hanteer. So hierdie is eintlik 'n lied waarin ons afhanklikheid, ons broosheid kom uitsing. Dat ons teenoor mekaar en teenoor die Here bely het en erken het dat ons brose mense is wat afhanklik is van hom, kan ons met vrymoedigheid na mekaar toe draai en ook vir mekaar sê baie goeiemôre. Want ons is nie een anders as die ander nie. Almal van ons het uitdagings, almal van ons het dinge wat ons moet hanteer. So kyk maar so 'n bietjie rond in die kerk. Kom ons waai maar so vir mekaar en sê môre, ons sien jou. Psalm 118 bely, my krag en sterkte was die Here. Die Here het my tot hulp gekom. Broers en susters, ek groet jou in die naam van die Here, die Vader, die Almagtige, die Skepper, en in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, en in die naam van die Heilige Gees, ons Trooster, wat ons vul met sy krag. Wees welkom. Kom ons sing aan 'n loflied, kom laat ons almal vrolik voor God die Here sing. Ek vir die Here sing.
oorwinnaar, Christus is oorwinnaar, uitwaardig opgestaan. Die sonde met sy smarte is aan die kruis verslaan. Nou kan ons vol van vreugde na God ons Vader gaan. Ons Heiland is oorwinnaar, Christus is oorwinnaar, uitwaardig opgestaan. Laat alles wat hier lewe, deur sy liefde is, want Christus het na lyding weer uit die graf verwys. Ons Heiland is oorwinnaar, Christus is oorwinnaar, uitwaardig opgestaan. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 20 vers 19 tot 31. Nou ek het gewonder of hier 'n kind vanoggend, ek weet hier's kinders van mense in die kerk, maar ek wil nou nie so pikkerig wees as hier net 2 of 3 is nie. So hulle moet maar na my kyk en vir my sê hulle kan my kom help. So is daar iemand wat my wil kom help hier op die preekstoel? Enige kind. Ek het nie 'n kameraman nie, so julle moet maar hier by my kom staan. Was julle al op 'n preekstoel? Kom, julle was al op 'n leer. Dis min of meer dieselfde. Gelukkig is hier 'n lekker reëling hier om ons. Sê gou julle name. Noan. Kian en Noan. Julle kan maar hier voorkom staan dat die mense kan sien. Wie is my helpers? Noan. Ons gaan lees oor disippels wat in 'n kamer hulle self toesluit omdat hulle bang is. En hierdie kartondoosie wat ek saamgebring het verteenwoordig nou daai kamer en hy's toe. Maar weet julle wat het ek vergeet? Wil jy nie gou vir my daar voor by daai voordeur gaan kyk? Daar is so 'n massiewe groot sleutel in daai voordeur. Al haal jy hom gou vir my. Gaan gou saam met hom. Dit voel vir my hy wil nie alleen loop nie. As hy, ek hoor 'n geklingel. Mooi man. Ek het gewonder of jy die deur gaan oopkry want ek dink die sleutel is altyd binne in die slot. Dankie Philip. Kan ek vir die oudste vra of jy daai kartonhoes sal oopmaak en kyk ons wat daar binne is. Die disippels het hulle nou toegesluit in 'n kamer en ons maak vir die kamer oop. Dis baie lig, so dit kan nie te vreeslike groot geskenk wees nie. Help. Jy kan maar daai papier uithaal. Ja, ek kan sien hoe kom jy nog. Toe maar jy hoef nog nie uithaal nie. Dis alright. Ons gaan die einde daai uithaal. Dit reg so. OK. Toe die disippels daar binne is in hierdie kamer, sluit hulle self toe want hulle is bang. Dis hoekom hulle daar toegesluit is in die kamer. En wat staan op hierdie papier? Dis reg. Vrede. En dit is wat hulle aan behoefte gehad het. En terwyl daai kamer toegesluit is, want daai manne was bang daar binne, want hulle Jesus is doodgemaak, né? En hulle is toe bang, hulle kruip weg hier, dat hulle nie ook doodgemaak word nie. En dan kom Jesus sonder dat hulle oopsluit binne daai kamer in, en in die plek van bang bring hy vrede. Julle help my baie want julle is eintlik te groot om hier by my te staan. Ek het nou klein kindertjies gesoek, maar jy is hier. So ek wil dankie sê dat julle my uithelp hoor. Daar's hy. Dankie. Ons kan maar vir hulle hande klap. Dit vat baie moed om hier te kom staan. En hoekom ek gevra het hulle moet die sleutel gaan haal, want dit is Jesus wat ons lewens wat toe is met vrees kom oopsluit. So ek los die sleutels hier dat dit ons kan herinner aan Jesus. Wat ons kamers, wat ons so toemaak, vol vrees, wat dit kom oopmaak vir ons. Ek moet nou seker 2 sleutels hier bo los, dan gaan dit die derde een vashou. As hy. En waar kan ek die vrede los? Ook hierso. Dat julle net onthou. Terwyl ons dan so bewus is van wat Jesus kom doen het vir die disippels en ook bereid is om vir ons te doen, kom ons raak saam stil, kom ons buig die hoofde saam. Here, ons wil u dag, hierdie dag, kom groot maak. Ons wil u roem.
Ons wil die glorieteken van u mag erken. Bo alle magte is u groot. U is die oorwinnaar oor die dood. Geen doodse bande kon u keer, dat u oor sonde triomfeer. Die leë graf spreek ons elkeen aan, die lewensvors het opgestaan. Wie met u sterf, sal met u leef. Ons sondeskuld het u vergeef. U leef, ons deel u heerlik lot. U leef, ons redder en ons God. Aan u wat was en is en bly, word al ons lof en dank gewy. Ons verhoog u naam en majesteit. Ons roem u tot in ewigheid. Hemelse Vader, dankie dat ons met die woorde van hierdie lied, dit wat in ons harte leef, kan kom uitsing, uitroep. Ons weet dat ons vasgevang is. Ons weet dat ons vasgevang was in sonde en skuld, in die vrees vir die dood. Here, dankie dat u soos met daardie disippels van u, ook in ons donker toegesluite lewens vol angs en vrese, u vrede inbring. Dat u ons kamers kom oopsluit, die deure van ons hart en ons gedagtes, van ons wêrelde. En dat u self kom tuis maak by ons. En met u koms ook u vrede bring, u liefde bring, u geborgenheid, u mag en majesteit. En Here, in 'n wêreld waar ons baie keer dink daar is nie meer 'n deur nie, daar is nie meer 'n venster vir ons oop nie, is u self daardie weg, die waarheid en die lewe. Here, mag ons daarom ook ons harte en ons gedagtes nou oopmaak vir u. Daar is baie keer weerstand en wantroue, want die lewe leer ons dit. Maar wil u gee dat ons soos arme Eva weer daar in die paradys voor die sondeval, mense kan wees wat vertrou, wat u vertrou, wat opgewonde is om saam met u in die tuin te wandel, en te weet dat ons 'n gemeenskap met u kan wees. Wil u hierdie oomblikke, sulke oomblikke maak. Ons bid dit in die wonderlike naam van die Seun Jesus Christus, die koning oor die konings van die aarde, die opgestane Here. Amen. Ons teksgedeelte in Johannes 20 vers 19 begin met die woorde: dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Johannes 20 vers 19. En nou wonder 'n mens dadelik, maar wat het nou die res van die dag gebeur? As ons nou al in die aand is. Ons dag het nou maar pas begin, hy sal 'n end weg in die oggend. Maar wat het daardie dag gebeur, die eerste dag van die week? En dit hoor ons in vers 1, dat vroegoggend op daardie dag, terwyl dit nog donker was, en party van julle was al in die donker op vooroggend, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, en sy sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Ons ken die storie. Toe Petrus en ons aanvaar is Johannes wat by hom was by die graf kom, en hulle kyk in die graf in, die klip is weggerol soos Maria gesê het. Toe sien hulle net die doeke daar lê. Die kopdoek mooi netjies opgerol waar Jesus die liggaam gelê het, maar die liggaam is weg. En dan staan daar dat hulle het geglo, maar mens moet aanvaar, hulle het geglo wat Maria sê dat die liggaam nie daar is nie. Maar ons lees net in die volgende deel, hulle het nog nie verstaan. Hulle het nog nie geweet dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. So hulle glo wat hulle sien, maar die penny het nog nie regtig by hulle gedrop nie. Maria gaan nie dadelik weg nie. Sy bly daar by die graf, sy sien 2 engele, sy sien 'n figuur, 'n man in die tuin, dis nog so donker skemer, sy vra vir hom, wat het hulle met Jesus se liggaam gemaak? En dan ken ons daai pragtige woorde, as hy haar op haar naam noem, Maria, en toe hy haar naam sê, toe herken sy sy stem, en sy sê, leermeester, Rabboni, en sy besef is Jesus. En dan, so 'n bietjie in hulle gesprek, en sê Jesus vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. So Maria is eintlik die heel eerste een, wat daar vir Jesus sien, nadat hy opgestaan het uit die graf uit. En sy is die een wat met daai boodskap gaan na die disippels toe en vir hulle sê, ek het nou nie net die oop graf gesien nie, ek het hom ook gesien. Maar dan kom ons by ons woorde, ons teks in vers 19 net daarna, dat nadat sy hulle gaan vertel het,
dat dit laat die aand is op daai eerste dag. Dit het nou vroeg die oggend gebeur, sy het vir hulle kom vertel, maar laat daai aand is hulle in 'n kamer toegesluit. En dan wonder 'n mens maar, wat is dit met hulle dat hulle nie opgewonde buite in die straat rondloop en soek, waar is Jesus? Want Maria het hom gesien nie. So of hulle glo nou nie heeltemal vir haar nie, of daar is iets so vreemds wat nou gebeur het dat hulle nog steeds nog maar banger is en daar in die kamer wegkry. Maar ons hoor dit, die deure waar die disippels vergader was gesluit uit vrees vir die Jode, hulle self Jode, maar Jode het vir Jesus wat ook 'n Jood is doodgemaak en daarom vrees die Jode nou mekaar. As jy 'n volgeling van Jesus is jou lewe dalk in gevaar, jy sluit jou toe in 'n kamer. En dan lees ons Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Vrede vir julle. En daai vrede kom met sy teenwoordigheid. Hy sê nie net vrede nie, hy bring die vrede. Hy is op sigself is 'n mens van vrede daar in hulle teenwoordigheid. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande, sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sonde vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Daar is 'n moeilike vertaling want die Grieks is nie baie duidelik daaroor wat dit bedoel nie. Maar Thomas, een van die 12 disippels, wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het. Hy was nie daai aand by die disippels nie. Die ander disippels sê toe vir hom toe hulle hom kry, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, wat hulle waarskynlik vir Maria hulle gesê het, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke, my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Sien is mos glo. 8 dae later, dit is nou 8 dae vandat Jesus opgestaan het en aan Maria verskyn het die oggend en aan die disippels die aand in die kamer wat toegesluit is. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas hierdie keer saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en weer in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Daai Grieks is net so moeilik om te verstaan wat die Here daar bedoel. Mens kan 'n paar afleidings maak uit daai Griekse woorde uit. Thomas het toe vir die Here Jesus gesê, my Here en my God. Ons weet nie of hy toe die geleentheid gebruik het om sy vingers daar te steek nie. Miskien was dit net genoeg om dit te sien. En die mooiste is, in die hele Johannes Evangelie, is hy die enigste een wat sê dat Jesus is God. Ons vier hierdie jaar die 1700ste bestaansjaar van die geloofsbelijdenis van Nicea. En 1700 jaar gelede was dit 'n groot ding. Is Jesus net 'n baie besonderse mens wat God die Vader aangeraak het, of is hy God self? En hierdie teks help gelowiges om deur die eeue te sê dit was God self wat in Jesus daar voor die disippels staan. En Thomas bely dit en hy sê my Here, my Kyrios. Die keiser was die Kyrios van die Romeinse ryk en hier sê Thomas, nee nie die keiser nie, Jesus is my Here en hy is my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle, geseënd is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie ding is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. So Johannes sê die hele Johannes Evangelie, daai boekrol is geskryf om mense te help in hulle geloof. Want dit is so belangrik dat ons glo
Jesus kan al hierdie dinge wees wat die Bybel sê hy is, wat hy self op aanspraak maak en wat getuig word oor hom. Maar vir my en vir jou beteken dit regtig niks as dit nie deur geloof ook my waarheid word, dat ek soos Thomas sê, my Here, my God, van Jesus nie. En daarom is geloof 'n oop hand wat ek nodig het. Ek het 'n kanaal nodig waardeur hierdie goed wat in die Bybel staan, wat Jesus gedoen het, in my lewe kan invloei. En dit bring geloof, en daarom is geloof so belangrik, en beklemtoon die Here Jesus, dat ons geloof nodig het, om dan ook alles wat hy is, en alles wat hy bring, te kan ontvang. Om te kan glo dat Jesus die Messias is, die verlosser is, die gesalfde, die seun van God. En dat deur daai geloof, hy in ons lewens kan invloei, en ons die lewe in sy naam kan hê. Iemand skryf voor hierdie teksgedeelte, en sê dat die opstanding van Jesus Christus, bring nie net vir ons 'n kaartjie hemel toe nie, maar dit bring vir ons 'n totaal ander lewe, wat ons hier en nou op hierdie aarde kan lewe, en moet lewe, en sal lewe, as Jesus Christus deur sy opstanding, die lewende God in ons lewens inkom, dan is dit nie iets wat belangrik is vir eendag as jy jou asem uitblaas, en dan kry jy 'n kaartjie hemel toe nie. Jesus Christus se opstanding het implikasies vir my lewe hier en nou, in hierdie oomblikke, verander sy teenwoordigheid in my lewe, joune ook. Dit verander ons deur die geloof. En ons sien dit in hierdie teksgedeelte. Hier's 3 dinge wat Jesus doen en dinge wat hy kom sê. En die eerste wat hy doen is hy kom in hulle teenwoordigheid. Hulle is daar in 'n toekamer, hy's gesluit. Die ander mense kan hulle waarskynlik vaskeer en hulle inwag, maar hulle kan hom nie by die kamer inkom en die deur is gesluit. Maar Jesus kom in. Jesus weet waarskynlik dat hulle sukkel. Dat hulle bang is, dat hulle sukkel met geloof, met twyfel, met hulle hele wêreld is omgekeer, hulle moet nie dink oor hom, oor die lewe, oor alles rondom hulle. En wat hy doen is hy kom na hulle toe. Hy kom staan tussen hulle, hy daag op, hy gaan na hulle toe, hy's by hulle. En dan sê hy vir hulle, vrede vir julle. Daar's kerke wat 'n tradisie het om waar hulle aan die einde van die diens kom, na mekaar te draai en vir mekaar te kyk, aan mekaar te vat en vir mekaar te sê, grewe vrede vir jou. En dan sê grewe terug vir my en vrede vir jou ook, dominee. En so stuur mense mekaar uit, om mekaar te herinner daaraan dat dit is wat Jesus Christus kom doen. Hy kom staan hier tussen ons, hy daag op, en hy bring met sy teenwoordigheid die vrede van die hemel, in my lewe, in my hart, in my wêreld om my. Julle weet hoe voel dit om die mekaar te voel hier binne. As goed in stryd is, as daar konflik is, as daar dinge is wat nie reg is nie, as jy in 'n stryd is met ander mense, met jou eie gedagtes, met al die politiek rondom jou, jy smag na vrede. Dat hier 'n algehele rus in jou kan kom, dat jy tot stilstand kan kom, dat jou gedagtes kan stop, dat jy vrede kan ervaar. En dit is wat Jesus Christus deur sy teenwoordigheid bring vir sy kinders. God daag op en sy eerste woord is vrede vir julle. Jesus Christus kom staan tussen hulle met sy wonde en hy doen ook dit vir hulle. Daai twyfel wat in hulle is, kan dit waar wees wat Maria vir hulle vertel? Wat Thomas daar staan en wonder, is dit regtig vir Jesus wat die disippels gesien het? Jesus kom staan en hy kom help hulle. Hy help eers die disippels, ons weet nie wie almal daar was nie, maar die eerste groep. En toe Thomas sê daar is, toe kom hy weer, laat Thomas ook kan kans kry. Om te kan sien, want dit is so belangrik dat hy glo dat Jesus opgestaan het. 'n Leë graf alleen nie sê genoeg nie. Daar kon enigiets met sy liggaam gebeur het. Maar om hom te sien, klaar alle twyfel op. Sien is glo, hulle het hom gesien. Hulle sien die wonde aan sy hande, aan sy sy. En hulle besef is werklik Jesus wat Vrydag gekruisig is, wat nou hier by ons staan. En hy sê weer vir hulle, vrede vir julle. Hoekom ek dit aan mekaar herhaal, is het jy al ooit daaraan gedink, wat Vrydag met hom gebeur het? Wat van donderdag nag af met hom gebeur het? Van Paasnaweek bedoel ek nou. Hy's verloon deur sy eie naaste mense wat vir 3 jaar gesien het wie hy is, dat hy net goed is, dat hy het goed bedoel met almal, dat hy almal help, dat hy mense se lewens kom verander. Donderdag nag het een van die mense wat dit weet van hom in die rug gesteek. Hy's verloon. Hy's verraai eintlik deur Judas. Hy's verloon deur Petrus, wat gesê het ek ken hom nie, selfs gevloek het om te sê ek is nie deel van sy groep nie.
mense, die Joodse reg wat daar is om alle Jode te beskerm, het hom as 'n Jood daai nag in die steek gelaat. Hulle het verhoor in die donker gehou, gou om dit af te handel voor die Paasfees. Dit was nie reg nie, dis aan hom gedoen. Hy's in die strate begelei met 'n kruis hout oor sy skouers. Hy's geslaan deur Romeinse soldate. Sy eie mense wat gesê het, hier kom die koning van die Jode, die vorige naweek, het gespoeg op hom en gespot met hom en gesê kruisig hom. Hy's totaal al verwerp van donderdag na vrydagoggend toe. 12 uur is hy aan 'n kruis, 'n vloekhout. Hy's gekruisig. Hulle het hom gelos om dood te gaan. Niemand het hom kom help nie. Inteendeel, mense wat verbygestap het gespot. Daar was hom 'n paar mense wat na hom omgesien het en sy liggaam in 'n graf gaan sit het. Maar kan julle glo dat hy die dood uit opstaan en die eerste keer dat hy daai klomp mense sien? Vrede vir julle. En hy bedoel dit. Hy's nie skynheilig nie. Hou nie 'n front voor en speel maar die rol van die goeie ou nie. Hy bedoel dit. Hoeveel van ons sit met wrokke en goeters in ons harte? En ons kom by mense en dan sê ons, o nee, goed, dankie. Hoe sal dit wees om regtig by mense te kom wat jou te nagekom het? En hulle in die oë te kyk en dit opregte bedoel en te sê, vrede vir jou. Ek wens die Here se vrede vir jou. Om die waarheid te sê, dit, my teenwoordigheid, gaan iets daarvan wees. Jy gaan in my geen vyandskap ervaar nie. Jy gaan in my geen wrok of wraak ervaar nie. My teenwoordigheid is 'n teenwoordigheid van absolute vrede. Ek kom in vrede. Dis 'n krag, maar dis 'n fantastiese krag om dit te ervaar. En Jesus sê dit vir hulle 2 keer. Daar moet by hulle geen twyfel wees nie. Dis nie 'n front wat hy voorhou en môre gaan hy sy ware klere wys nie. Hy kom werklik vanuit daai graf uit, net 3 dae gelede aan die kruis gaan. En hy bedoel dit. En hy sê 2 keer vir hulle dat daar geen onduidelikheid by hulle is oor sy gesindheid teenoor hulle nie. Maar hy sê ook vir hulle nog iets. En hy sê julle is gestuurdes soos ek 'n gestuurde is. Dit wat julle nou hier by julle ervaar, hierdie vrede wat waarskynlik julle heeltemal dronk slaan. Julle moet dit gaan bring. Julle is ook soos ek 'n gestuurde van die Vader. Daar sê dit in vers 20, nadat hy dit gesê het, wys hulle sy hande, sy sy, die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Hy sê toe weer vir hulle vrede vir julle, dan sê hy vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dan is daar ook 'n derde ding wat hy doen. Nou is die feit dat hy opdaag, dat hy homself kom wys as werklik, dat hy vrede vir hulle toewens, hulle is gestuurdes. Dan sien ons dat hy in die derde plek blaas oor hulle, dat hy hulle bekragtig, bemagtig met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dat hy vir hulle help om te besef, dis nie net hy wat hier staan nie, hy staan namens God die enige hier, die Vader het hom gestuur, maar hy kom met die krag van die Gees by hulle. Daai krag wat hom uit die dood uit opgewek het. En hy blaas oor hulle, en hy deel met hulle, hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En dan sê hy ook vir hulle, dat dit wat hulle bring, deur hulle teenwoordigheid, dit waarmee hulle gestuur word, is 'n boodskap van vergifnis. Hy sê as julle mense se sonde vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Hulle word gestuur met 'n boodskap van vrede en 'n boodskap van vergifnis. Jesus kom na hulle toe as 'n gestuurde met daai selfde boodskap, met daai selfde teenwoordigheid. Hy vergestal dit, hy verpersoonlik dit. As hy by hulle is, dan kom daar vrede en vergifnis. Dis wat hy aan die kruis gedoen het, dis hoe hy uit die graf uit opgestaan het. En dat hy vir hulle sê, soos die Vader my gestuur het, stuur die Vader ook vir julle. En daarom kan 'n mens aanvaar dat al 3 bewegings wat hy doen, al 3 woorde wat hy vir hulle gee, dat dit iets is wat hulle kan dupliseer. Dis iets waarmee hulle nou verder in hierdie wêreld kan ingaan. Ons lees hy daag op, hy wys vir hulle dis werklik hy gee die Heilige Gees aan hulle, deel hy mee. Hy bring vir hulle die boodskap van vrede, die boodskap van vergifnis. En dan kan 'n mens aanvaar dat die Here vir ons sê,
Martin, jy moet opdaag. Daar is mense wat baie keer hulle toemaak, omdat hulle bang is, omdat hulle vol vrese is oor die Here se oordeel en sy straf, oor mense, wantrou. Ons as kinders van die Here moet in hierdie wêreld opdaag. Hoe sal mense die Here sien, as hulle nie vir ons sien? As hulle nie vir ons sien oor wie die Here se Gees uitgestort het en wie hy kom woon het, ons wat kanale word van sy liefde, die NG Kerk Piketberg is 'n stroom van lewende water wat gevoed word uit die fontein, wat lewe gee, laat groei, vrug dra en oes voortbring. Ons is 'n kanaal van die Here se vrede, van sy vergifnis. En dit is 'n geweldige ding as die Here sê dat ek kan deur my teenwoordigheid daai boodskap bring, of ek kan dit weerhou van mense. En as ek dit weerhou, dan is dit weerhou van hulle. Ek wil nie ons almal oorlaai met 'n geweldige skuld en 'n verantwoordelikheidsbesef nie. Eerder 'n roepingsbesef. Dat wat kan dit vir hierdie wêreld beteken om nie mense te kry wat ekonomiese oorloë te mekaar voer en werklike oorloë te mekaar voer, en mekaar verguis in haat en verbitter teenoor mekaar is en mekaar selfs doodmaak. Maar as elke gelowige in hierdie wêreld 'n draer van vrede is, as ons besef maar ons het nie die luukse van stryd en oorlog en bitterheid en verwyte en wrokke, ons kan nie daai luukse vir onsself toeëien nie. Want hoe kan ek 'n kanaal wees van die Here se vrede en van sy vergifnis? As ek toelaat dat ek geblokkeer raak met al hierdie gedagtes, en ek sê nie dis eenvoudig, ek sê nie dis 'n towerstafie wat swaai en dan die disippels het daai Sondag aand was die Here Jesus by hulle, het oor hulle geblaas. En 8 dae later is die kamerdeur nog steeds gesluit. Party mense sê onmiddellik toe die Gees oor hulle uitgeblaas is, toe verander hulle heeltemal. Ek dink nie die teks sê dit nie. Dit het lank gevat. Dit het hulle al 8 dae gevat, toe is die deur nog steeds gesluit. Dis later in Jerusalem toe die Gees uitgestort word oor almal wat 'n mens sien, hier kom Petrus nou. En daar's 'n vrymoedigheid wat onverklaarbaar is by hom. Die Here se teenwoordigheid in ons lewens vat soms tyd. Dit vat soms maande en dalk selfs jare om van wrokke en bitterheid en van allerlei obstruksies in ons gedagtes en ons harte om dit te laat gaan. Ek het eendag die pragtigste staaltjie gehoor van die man wat gaan visvang het alleen en hy roei met 'n roeiboot weg van die eiland waarop hy bly en toe kry hy sommer 'n goeie vis, 'n mooie. En terwyl hy besig om hom in te katrol, toe kom 'n haai en die haai hy sien hoe die haai sommer so uit die water uitkom soos hy sy vis vat. Maar hy's 'n meneer, die een in die boot, en hy het 'n harpoen by hom en hy besluit maar ek sal vir jou, en hy gooi daai haai en hy kry hom. En die harpoen het 'n tou aan, die tou is aan die boot vas en hy laat loop daai haai. En hy laat loop, maar hy hou. Vandag sal hy die haai terugkry. En so raak dit al bietjie skemer en die wolke pak saam en die eiland is al klein en die tou trek nog styf, hy is nie klaar beklei nie. En hy besef hy sal nou iewers moet kies. En hy haal sy mes uit en hy sny die tou. Want hy wil nog huis toe gaan vanaand. Hy moet nog terugroei. En dit laat mense besef, maar ons het die mes baie keer in ons hande. Dit voel nie altyd so nie. Ons hou vas. Ons het 'n keuse of ons los. Die teks gaan nie oor vergifnis in hierdie opsig nie. Hierdie teks gaan oor God se vergifnis. Dit gaan nie oor my persoonlike stryd en dinge met wrokke en haat en nydigheid en dit gaan oor die Here se boodskap. Dat die Here gekom het vir ons wat vasgevang is in allerlei dinge, om verlossing te bring, om ons geslote deure oop te maak, om in ons midde te kom met sy vrede en sy boodskap van vergifnis wat hy aan die kruis vir ons verwerf het. En dis iets wat ons self moet ontvang. En wanneer ons dit ontvang, want ons ontvang dit met hom. Dit gaan nie daaroor dat jy sy vrede in joune maak of sy vergifnis joune of inoefen of 'n kursus doen oor vrede of vergifnis. Dit kan ook help. Dit gaan oor homself.
Dit gaan oor om in 'n verhouding met Jesus Christus te staan, om jou lewe vir hom oop te maak, hom te vertrou, toe te laat in jou lewe en laat sy vrede en sy boodskap van vergifnis deur jou vloei. En die wêreld wil hê ons moet anders wees. Die wêreld wil hê ons moet bekleierig raak. Die wêreld wil hê ons moet in konflikte betrokke raak. Ons moet ook so wees. Ons uitdaging is om vir die wêreld te sê nee. Ek vertrou die Here, ek vertrou sy boodskap, ek vertrou hom. En daarom bly ek 'n boodskapper van vrede en van vergifnis. As mense partykeer vra maar hoekom lees ons hierdie wet nie? Dan voel dit my julle het mos nou gehoor wat sê die Here vir julle. En die Ou Testament bevestig dit. Alles wat ons in die Ou Testament lees oor die wet van die Here, wil vir ons help in so 'n lewe van dankbaarheid. So 'n lewe waar die Here in ons lewens is en waar ons lewens lei van vrede en van vergifnis. Kom ons sing hierdie lied saam en dan bevestig ons wat ons by die Here gehoor het deur die woorde daar. Ons kan bly sit. Laat die vrede deur my vloei. Wat is laat ek daar die liefde kry. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En mag ek weer geloof in U, Heer. Help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te haal. Jou liefde ander kom myself, en ook eerder te gees te verbaal. Laat hier die vrede deur my vloei, en laat ek opgee waar dat twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te haal. Jou liefde ander kom myself, en ook eerder te gees te verbaal. Laat hierdie vrede deur my vloei, deur my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander nie al meer in my kan sien. Ons kan nou staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof in die drie enige God. Kom ons staan en dan doen ons dit saam met mekaar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
dit verder neem. O Heer, die laaste woorde as eerste sendeling, het oor die hele wêreld bevrydend uitgekring. Gaan oral en verkondig deur lewe woord en doop, vergifnis van die sonde, verlossing uit die dood. Maak deur die laaste opdrag wat soveel vreugde bring, ons arbeid tot en sin, laat liefde ons kring, bring mense tot bekering, vol gemeente bou, en laat ons lering van harte onderhoud. Vir die wat besoekers is by ons het die gebruik om 'n seënlied vir mekaar te sing aan die einde. Maar ek is bang julle loop net daarna, so ek wil vra, wil julle nie nou na mekaar toe draai en net vir mekaar sê vrede vir jou. Ons bedoel die Here se vrede, maar sê maar net vrede vir jou. Vat aan die een en kyk hulle in die oë en sê vrede vir jou. Kom ons gee die Here se vrede vir mekaar aan. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees jou inspireer om op te daag, om jouself te gee vir mense en om te weet die Heilige Gees bemagtig jou. Amen.